Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens en in die besonder wil ek ook welkom sê vir klein Cynthia. Cynthia, you and to your mom Candice Wang, welcome. Thank you for being here this morning. We really appreciate it and it's so nice to listen to you. So thank you. I think we're going to give her another round of applause. She's Cynthia is only 10 years old and she's going to be playing another piece for us at the end of the sermon. So thank you so much. It's really just lovely to have you here. Dankie Betsy ook vir jy wat met sulke inisiatief altyd ons eredienste verryk. Enkele aankondigings, indien jy 'n besoeker is of sommer bietjie by ons kuier of wil inskakel, is ek en my kollega Dewald na afloop van die erediens hier by die nagmaaltafel en ons sal jou graag wil ontmoet. Ons sê geluk aan almal wat vanoggend verjaar, maar ook gedurende die week verjaar het. Hendrik, jy het gister verjaar. Ek sien jou sommer hierso nou. Baie geluk ook met jou verjaarsdag. Ek hoop dit was vir jou 'n lekker dag en ek glo jy is lekker bederf. Maar ons sê geluk ook vandag vir Alta Botus, Nico Keiser, Christopher Marlow en Martin van Hoven wat vandag verjaar. Ek dink die van Hovens is nou in die buiteland, nê? Nee, of op pad immers. Is hulle in? Daar's hy oom. Ja, hulle hou 'n lekker familievakansie saam met al die kinders. Maar almal anders wat gedurende die week verjaar, mag dit 'n mooi en 'n spesiale jaar wees wat voorlê. Ons dink in die besonder aan 'n klompie mense in hierdie tyd. Ons dink aan Friedel en Mareike met die afsterwe van hulle ma Yvonne Meter. Tannie Yvonne is Dinsdag 23 Junie oorlede. Ons dink ook aan die uitgebreide familie, aan Marius en aan al die kleinkinders, Jan, Yvonne, Lorraine, Helene, Janine, wat almal so noue band met hulle ouma gehad het. Ons bid vir julle vertroos ook in hierdie tyd en ja, dit is lekker om vir Jan ook hier te hê uit die buiteland uit, al is dit onder sulke omstandighede. Mag julle sommer die Here se nabyheid opnuut ervaar in hierdie tyd. En dan dink ons steeds aan Pieter Allison, eggenoot van Esther Allison, pa van Pauline Coetzee wat baie siek is en hy is nog in die ICU in Suid-Afrikaans. Dan herinner ons julle aan die wyn- en kunsaand met Sarensberg Wynlandgoed en die beeldhouer kunstenaar Angus Taylor. Maak 'n knoop in die oor, teken dit aan, 24 Julie. Begin so 5:30 vir 5:15. Julle sal onthou, die van julle wat dit laas jaar bygewoon het, dit was regtig 'n baie spesiale geleentheid. Die kaartjies is beperk, so julle moet asseblief bespreek en moenie te lank wag nie. Daar sien julle die besonderhede, julle sal ook meer daarvan kan lees in die gemeentebrief. Ons het net plek vir 150 mense. So laas jaar het ons, moes ons mense uiteindelik ongelukkig toe nou wegwys, so moenie te laat slaap voordat jy jou kaartjie koop nie. En dan wil ek julle sommer net uitnooi om 'n bietjie in die gemeentebrief te lees. Ons oraliste Betsy Skaap begelei 'n koor wat ons hulp nodig het. Hulle het deurgedring na die volgende ronde of die finaal, nee, van die ATKV Applaus en hulle het nie 'n pianis gehad om hulle uitvoering te begelei nie en Betsy het op kort kennisgewing ingestem om hulle te begelei en dit is 'n koor van die Laerskool Lesedi in Soshanguve, noord van Pretoria. Al die kinders is tussen die ouderdomme van 9 en 13 en hulle is een van slegs 3 kore uit Suid-Afrika en Namibië wat vir hierdie afdeling spesifiek gekwalifiseer het vir die eindronde. Maar soos julle kan indink ook, die ouers en die skool beskik nie oor voldoende fondse om hulle Kaapstad toe te neem nie. So daar is 'n fondsinsamelingveld tog geloods om hierdie talentvolle kinders die geleentheid te bied om aan hierdie kompetisie te kan deelneem. Weet jy, dit is vir so lekker dat jy ook op jou manier hulle ondersteun en ons wil jou ook ondersteun. So lees bietjie meer daaroor in die gemeentebrief. Daar's 'n skakel hoe ons hulle kan ondersteun en die bydraes is om ten minste die fondse wat ingesamel word sal aangewend word vir vliegtuigkaartjies en indien moontlik ook 1 nag se verblyf daar. So gaan lees bietjie daar en op so 'n manier maak ons ook 'n verskil in die breër gemeenskap. Goed, dan herinner ek julle net daaraan dat ons in die vakansietyd is, so daar's nie kinderbediening nie, maar hier's inkleerprentjies hier voor en daar agter by die deure beskikbaar. Hier is 'n paar van ons kinders hierso, en die van julle wat hier is, as julle wil inkleer, is julle welkom om hier voor te kom haal.
Ons gaan vanoggend se erediens begin deur te luister na 'n lied en ek wil jou uitnooi om sommer net diep asem te haal en vir 'n oomblik stil te word. En dan ook hierdie lied deel te maak van ons aanbidding vanoggend. Die uitnodiging van Jesus in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Here. Genade en vrede. Ons is in koninkrykstyd. Koninkrykstyd wat ons mos nou al vir mekaar gesê het, die koninkryk eintlik niks anders is as Jesus se alternatief nie. En wanneer ons in hierdie seisoen in die kerkjaar besig is, dan dink ons inderdaad oor wat dit beteken dat ons hierdie alternatief van Jesus leef. Ons wat bely, ons loop agter Jesus aan. Ons gaan staan en ons aanbiddingslied is een so belydenis. Jesus, U gaan voor en ons volg in U spoor.
Ons het al meermale vir mekaar gesê dat dit wat ons hier op 'n Sondagoggend doen, dit waaroor ons praat, waaroor ons dink, as dit nie neerslag vind van Maandag tot Saterdag nie, dan verstaan ons nie koninkryk nie. En te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie en optogte wat beplan is vir die 30ste, is dit dan ook ons as gelowiges se gebed vanoggend dat die frustrasie nooit in haat mag verander nie en dat dit nooit tot geweld mag lei nie. Ons het al voorheen in ons land beleef hoe dit wel tot geweld en haat gelei het. Daarom gaan ons vanoggend sommer net terwyl ons dink oor ons land, ons mense, maar ook die mense van Afrika, die wêreld, ons is aan mekaar verbind. Ons is nie hier op ons eie op 'n eilandjie in Suid-Afrika nie. Almal wie dit raak, het sy watter kant. Is dit ons gebed vanoggend dat die Here vir ons vrede sal gee. Vrede nie net die afwesigheid van geweld en konflik nie. Vrede wat ons mos nou weet God se allesomvattende heelheid is, wat bedoel is vir hierdie wêreld, hierdie skepping, hierdie land. God se shalom. Terwyl ons so sit, bid ons saam. Ek wil u nooi om saam met my te staan voordat ons verder saam dink, saam gaan bid, saam gaan lees uit die skrif. Bely ons ook ons geloof saam as 'n geloofsgemeenskap. Bepaalde uittreksels uit Wilhelm Jordaan se blydenis van geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader wat hom geopenbaar het in sy Seun, die mens wat tussen ons kom woon het as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens die geheim van my gesig. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsis na die nood in Nineve. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. En ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons, die gemeenskap van stikkende sondaars, heel gemaak deur die genade in Jesus Christus. Ons bid tot U. Voor ons het ons 'n boek uit 'n antieke wêreld
Getuienis van u betrokkenheid in mense se lewens. En ons wat glo dat ons lewens gerig word deur Jesus Christus, ons het 'n behoefte om hierdie antieke boek te hoor vir ons tyd. Ons wil op 'n manier hoor wat hulle gehoor het, maar ons wil ook meer hoor. Ons wil hoor wat van nou. En daarom bely ons ook dat ons glo in die werking van die Gees, wat die brug tussen verlede en hede vir ons telkens oorsteek. Wat ons help dat daar herkenningsmomente kan wees. Dat ons kan sê, ek het gehoor, ek sal gaan en daarvolgens lewe. Amen. Die onlangs ek kyk net dokumentêr onthul deur Lorenza Eckart met die opskrif So skeer die Susterskerke. Het opnuut 'n pynlike kolle geplaas op die, sou ons kon sê, diep ideologiese breeklyne binne ons tradisionele kerke. Nou ek is seker vir die sekulêre kyker, maar selfs vir die gelowige in die kerkbank, is die boodskap na daai program duidelik. Die kerk is in 'n eksistensiële krisis. Sommige deelnemers aan die program het selfs opgemerk dat die kerk al klaar geskeur het. Maar die stroom briewe wat die laaste tyd in die media en op kerklike platforms verskyn, onderstreep op 'n manier hierdie krisis. Aan die een kant is daar, sou ons kon sê, die moedelose stemme van behoudendes wat voel die kerk het sy teologiese ankers verloor, haar teologiese ankers verloor. Maar die word ook op 'n manier oortref deur die toenemende, byna desperate pleidooie van lidmate wat vra, maar waar is die deernis van Christus dan nou in hierdie stryd? Wanneer jy so deur die briewe lees dan en selfs na die program gekyk het, die van julle wat daarna gekyk het, dan blyk dit byna of mense mekaar weerspreek. Mense wat sê die kerk is besig om die pad byster te raak, ander wat sê die kerk is uiteindelik by die evangelie. En 'n klomp lidmate wat gewoon hier in die middel soort van verward staan, soos iemand onlangs vir my in ons Bybelstudiegroep gesê het. Hy was later so de mekaar, hy het maar net die program afgesit en nie verder gekyk nie. Nou wanneer 'n mens verdwaal, dan help dit mos nou nie om nog vinniger te hardloop nie. Dan soek jy vir 'n vaste oriëntasiepunt. En dalk is dit presies waar die NG Kerk haar tans bevind. Daar's soveel stemme, soveel interpretasies, soveel emosie, dat baie mense eenvoudig nie meer weet wat of hoe om te dink nie. En 'n mens is oneerlik as jy nie die ervaring het dat die kerk in die moeilikheid is nie. Jy is oneerlik as jy nie wonder, gaan die kerk oorleef? Gaan daar iets van ons oorbly? Gaan die kerk dit maak, sou ons kon sê? En kan ek jou vir 'n oomblik vra om daai woordjie die inklusief te maak? Gaan ons oorleef? Bedoelende ons as kerk. Moenie aan die kerk dink as een of ander objektiewe ding daar ver nie. Is ons soort van 'n soort van res uit die ou verlede wat mettertyd net nie meer gaan wees nie? Of gaan die kerk oorleef? Ek is van mening dat die kerk kan oorleef. En nou kan julle met reg vir my sê, maar jy moet dit sê, want jy is in diens van die kerk, dis jou werk, hulle betaal immers jou salaris. Jy kan mos nou nie die tak waarop jy sit afsaag nie.
So as ek sê, ek is daarvan oortuig dat die kerk, die NG Kerk waarvoor ons almal lief is, bestaansreg het, kan oorleef, dan is dit nie sonder bepaalde voorwaardes nie. Dan meen ek, die kerk kan oorleef, mits ons die hart van die evangelie as hierdie vaste oriëntasiepunt behou. En ek dink om dit te doen, sal ons moet moeite doen, dat ons as kerk gereeld vir onsself afvra, maar wat is regtig belangrik? Nie anders as wat dit mos nou dikwels met enige groot krisis in die lewe gaan nie, in jou persoonlike lewe, in die ekonomie, waar ook al. 'n Krisis roep dikwels hierdie vraag op, maar wat is nou regtig belangrik? En dis ook my groot vraag, of die manier hoe ons in die kerk oor etiese sake met mekaar oorhoops is, of ons nie daar agter laat wegraak, dat die evangelie wesenlik goeie nuus is nie. En dan wonder ek, is dit die prentjie wat ons vir die wêreld daar buitekant wil gee? Van 'n klomp mense wat mekaar aan die kraag wil gryp oor etiese sake. Of wil ons mense daar buite laat verstaan, ons is draers van goeie nuus. Draers van die evangelie. Ons het na Jesus verstaan dat God mos nou goeie nuus is. Hoekom is dit belangrik dat ons hieroor praat? Want dit het uiteindelik alles te sê oor die geloofwaardigheid van die kerk. En net 'n opmerking oor die geloofwaardigheid van die kerk. Dit gaan meermale nie oor hoe ons daarmee, dit gaan meermale oor hoe ons daarmee besig is en nie dat ons daarmee besig is nie. En dit moet ons vanoggend hoor. Dit gaan oor hoe ons daarmee besig is en nie dat nie. Of soos Tim Du Plessis 'n ruk gelede in die rapport geskryf het, toe hy skryf oor die gereformeerde kerk, die klein kerk waarop ek eens trots was, dan skryf hy daar, anders as die NG Kerk wat ernstig begin worstel het met vraagstukke, en dan noem hy hulle daarop, byvoorbeeld die vroue in die amp, gay lidmate, seksualiteit. Anders as die NG Kerk wat ernstig begin worstel het met die vraagstukke, selfs te midde van pynlike beroering, het die gereformeerde kerk voortgegaan asof niks verander het nie. En sy opmerking, natuurlik is 'n kritiek teenoor die gereformeerde kerk se versuim om vandag steeds byna aan die woorde van Karel Barth met die Bybel in die een hand en die koerant in die ander hand na te dink oor geloof. Maar hiermee plaas Du Plessis sy vinger op 'n seniepunt. Want 'n kerk wat aanhou worstel met die dinge wat saak maak, getrou aan die tyd waarin sy haarself bevind, dit is gewoon 'n geloofwaardige en 'n relevante kerk. Daarom, hoe bepaal ons as kerk, getrou aan ons tradisie wat erns maak met beide die Bybel en die lewe, wat is die belangrikste? Wat is die dinge wat die swaarste weeg? Die lied waarmee ons erediens vanoggend begin het, hierdie uitnodiging ook in ons fotum in Matteus 11 wil vir ons help om geloofwaardig vanuit die skrif hieroor na te dink. En let op die beklemtoning. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind in julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Ek gaan nie weer die hele eksegese herhaal nie, julle ken dit. Jesus se kontras hier met die fariseërs, en wat doen hy hier? Hy sê vir die mense, julle sien wat maak hierdie mense met die Torah, met die Bybel van hulle tyd, met die heilige wil van God. Ek sê vir julle, as julle na my toe kom, my interpretasie van wat God wil, is anders. Dis sag, dis lig. Ek nooi julle uit om na my toe te kom. My juk, dis daai interpretasie van God se wil, dis mos wat juk daar beteken.
'n rabbi se juk was sy bepaalde interpretasie van die Torah, sy verstaan van God se wil, en 'n disipel van 'n rabbi moes daai interpretasie byna soos 'n juk op 'n os se skouers op hulle skouer neem. Met ander woorde, ek stap agter hierdie rabbi aan, ek neem daai interpretasie op my. En dan sê Jesus, sy interpretasie, sy juk is gewoon anders. En 'n klomp mense reageer op daai uitnodiging en kom na hom toe en word uiteindelik daaruit hierdie Jesus-beweging gebore, uiteindelik die kerk, uiteindelik ons wat gekom het na hom toe. En hier is eenvoudig geweldige simboliek in ons tradisie wat iets hiervan wil verwoord. Jy stap hier in en hier is 'n nagmaaltafel. Hier is 'n kruis wat vertel van Jesus se lewe. Daar is 'n doopvond wat vertel van sy genade en sy opdrag. En nou weet ons mos, Jesus se interpretasie is alles behalwe 'n vrye omgang met die Torah, met die wet. 'n soort van 'n makmaak van die wet. Dis eerder 'n dringende uitnodiging om juis erns te maak met die wet en die wil van God. Maar Jesus se interpretasie daarvan, om by Jesus te gaan leer, wat is die dinge wat die swaarste weeg? Net 'n bietjie verder in die Matteus Evangelie, in Matteus 23, kry ons 'n baie duidelike aanduiding van die dinge wat dan nou juis die belangrikste is of die swaarste weeg. En as ons net vir 'n oomblik na die geheel kyk, hierdie groot prentjie kry van daai hoofstuk wat jy kry in Matteus 23 van vers 13 tot 29, dan sien ons dit bestaan uit 'n klomp uitsprake wat telkens begin met wee julle in die 83 vertaling. Ellende wag vir julle is die 2020 vertaling. Dit staan bekend as die wee uitsprake van Jesus. 'n Klomp gevalle waar hy baie skerp woorde vir die fariseërs en die skrifgeleerdes het. Hierdie is nie 'n maklike, gesellige praatjie tussen Jesus en die fariseërs en die skrifkenners nie. Trouwens, as jy net kyk hoe hy hulle aanspreek, ellende wag vir julle. En dan noem hy hulle huigelaars, in die Grieks hipokriete. Jy hoor, dis nie sagte woorde wat Jesus hier gebruik nie. Nee, hy is ontsteld. Hy verskil radikaal met die skrifgeleerdes en die fariseërs oor hoe hulle God se wil, hoe hulle God se wet interpreteer vir hulle lewe, hoe hulle oor heiligheid dink, en hy sê dit sommer reguit vir hulle. En dit help vir ons baie in ons nadenke oor watter dinge by ons die swaarste behoort te weeg. Deur te fokus op net een van daai uitsprake vanoggend. En dit is vers 23 tot 24. Wee julle, ellende wag vir julle, skrifkenners en fariseërs, sê Jesus hier, skynheiliges, hipokriete. Want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat. Die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in. Julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat. Die reg, barmhartigheid en die trou. As ons dan vir mekaar vra, wat is die belangrikste? Dan is dit die saak waaroor hy met hulle praat. Want as ons nou kyk hoe hy hierdie idioom gebruik, dan sê hy vir hulle, julle skep die muggie uit hierdie beker uit, maar julle sluk die hele kameel in. En daarmee wil hy nou eintlik met hulle praat, ons lees in die teks daarvan, oor hoe noukeurig hulle met die tiendes omgegaan het, want onthou nou, dit was hulle manier om uitdrukking te gee aan hulle gehoorsaamheid aan God, hulle manier om uitdrukking te gee aan hulle heiligheid, hulle manier om anders te lewe. En op grond daarvan, hierdie mooi netjiese grenslyne te trek, fyn kyk hulle na die anys en die koljander en die wat nou nog alles, om nou tog so gehoorsaam as moontlik
aan die wet en die Torah te wees. Maar, sê Jesus vir hulle, julle mis die gewigtige dinge, die dinge wat saak maak. Julle fokus op die muggie, dan sluk julle die kameel in. So jy hoor, hy is besig om met hulle juist te praat oor dit wat die belangrikste is. En dis nou die groot wins, in my opinie van hierdie teks, is dat Jesus dan nou 'n duidelike, en ons sou amper kon sê, eenvoudige antwoord gee. Eenvoudig, tog veelzeggend, want hy gebruik 3 begrippe. Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid. Nou die dilemma, veral met die eerste 2 begrippe, is dat hulle dikwels van betekenis afsluit vanweë dit so oorgebruik word in die algemene omgangstaal. Daarom net 'n kort omskrywing. Geregtigheid, wat is dit? Dit is daai lewenshouding waarin jy sê, ek wil so leef dat mense rondom my tot hulle reg kom. In die lewe van koninkryksmense, van mense wat agter Jesus aanloop, is ons hele ingesteldheid om te vra, laat ek ander mense tot hulle reg kom. Dis tog geregtigheid, om nie te doen wat jy dink wat reg is nie, maar in die lig van wat Jesus gesê en geleef het, te leef. Laat gewoon mense tot hulle reg kom. Die tweede begrip, barmhartigheid, dis hierdie bekende woord in die kerk en wat sê ons daarmee? Ons sê eenvoudig, dis hierdie lewenshouding van omgee, om jou arms om iemand te sit, om jou regtig in te dink in die omstandighede van iemand anders. Die Engelse begrip kindness bly vir my een van die mooiste woorde om hierdie begrip oor die aard van Jesus mense te beskryf. Ons, Jesus mense, ons het deernis. Ons weet wat kindness beteken. Jy kan die wêreld verander daardeur, weet julle? Deur net 'n bietjie kind te leef. Die derde begrip, betroubaarheid, en as jy nou hierdie begrip betroubaarheid wat op sy eie eintlik heel duidelik is wil omskryf, dan sal dit dalk help om te sê dit is om met integriteit te leef. Gewoon 'n geval van what you see is what you get. Die rede waarom jy 'n ding doen is die rede waarom jy 'n ding doen. 'n Betroubare mens is een by wie ander mense veilig is. Maar dit is hoe mense wat hierdie uitnodiging van Jesus om na hom toe te kom, om by hom te kom leer hoe om te leef, dit is hoe hulle leef. Dis mense wat gewoon hulle hart vir die diens in die belang van ander mense gee. Ander tot hulle reg laat kom, regtig vir hulle omgee, leef as 'n betroubare mens by wie ander veilig is. So jy kan hoor in hierdie 3 begrippe het ons 'n baie duidelike aanduiding van Jesus oor wat regtig saak maak, oor wat regtig die belangrikste is. En om dit nou nog verder te verdiep, kry ons hierdie duidelike korrelasie met Micha 6, wat vir ons op 'n bepaalde wyse wil sê, maar hierdie is nie nuwe goed nie. Jesus het as dit ware hierdie by die profete gaan optel. Wanneer die profeet Micha vra, baie jare voor Jesus, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel, dan begin hy, dan vra hy, moet ek met offers na die Here toe gaan, met jaar-oud kalwers? En dan staan daar, jy weet mos wat goed is. Die Here vra van jou, dat jy sal doen wat reg is, dat jy regtig sal omgee, dat jy opreg voor God sal lewe. Geregtigheid, barmhartigheid, trou. Selfs die presiese begrippe wat Jesus gebruik, kan teruggeneem word na die Hebreëse betekenis daarvan. En so wat sê ons vir mekaar? As Jesus ons uitnooi om erns te maak met sy interpretasie van God se wil, dan sê ons vir mekaar, 'n geloofwaardige kerk hou inderdaad nooit op om te worstel nie.
maar dan met die dinge wat saak maak. Dan sê ons vir mekaar, die kerk is nie sommer net besig met beselagtighede nie. Want wanneer die kerk 'n Jesusbeweging is, wanneer die kerk erns maak met dit dat sy 'n Jesusbeweging is, dat sy na Jesus toe gekom het, dan leef die kerk haar identiteit. Dan is die kerk wat sy moet wees. Julle weet die eenvoudigste moontlike definisie van kerk is dat dit gewoon mense rondom Jesus is. Wie is ons? Ons is mense rondom Jesus. En wie met daai kernidentiteit erns maak, is gewoon by die lewe. Is nie verwyderd van die lewe nie. Daar gaan jy ervaar dat die kerk lewend is rondom Jesus. Daarom sou ons vanoggend vir mekaar kan sê, die manier waarop ons die Bybel lees en die Here dien en leef, gaan bepalend wees vir ons geloofwaardigheid as kerk. En daarom moet ons erken dat ons in die verlede plek die spoor verloor het. Dat ons nie meer die Jesus fokus en die Jesus interpretasie gevolg het nie. En die oomblik as ons dit doen, verloor ons geloofwaardigheid. Die oomblik as mense nie meer kan sien in ons taal en in ons dade dat ons volgelinge van Jesus is nie, as hulle nie meer kan sien dat jy Gods wil interpreteer op 'n sagte en 'n ligte wyse nie. Met ander woorde, as ons interpretasie van die lewe, as ons interpretasie van die Bybel en van die lewe vir mense die lewe net gewoon hel maak, as hulle verstaan hulle is nie goed genoeg nie, as dit mense laat verstaan dat hulle uitgesluit word, as jou interpretasie jou selfgesentreerd maak, dan is jy weg van die Jesus interpretasie. Dan is dit doodgewoon wat die NG Kerk in 2016 gedoen het. Deur doodgewoon hierdie teks te vat en dit te verpak in die mooiste, vroomste pakkie om vir mense te sê, ja, julle is welkom. Ons het julle lief, maar julle is ook nie heeltemal okay nie. Dit maak ons doodgewoon net ongeloofwaardig. Dan moet ons nie huil as die wêreld daar buite vir ons sê, man, eers het julle vir ons vertel apartheid is God se wil. En later vertel julle vir ons nee, dit is nie. En eers het julle gesê hierdie mense wat anders beleef word is welkom en dan is hulle nie meer welkom nie. En as hulle dan daar buite staan en hulle vorm eintlik so koortjie en hulle begin net 'n liedjie sing, how the hell can we believe you? Dan moet ons net begryp, ons geloofwaardigheid is in sy kanone. So vriende, die manier waarop ons die Bybel lees, die Here dien, waarop ons leef, jy kan dit nog waarskynlik verkeerd lees, maar as jy dit net ten minste reg leef, as daar nog iets van die Jesus in ons lewe gestalte kry, iets van die sagtheid en die ligtheid van hierdie Jesus figuur wat vir mense die lewe vry maak, dan sal mense sê, ek moet my steur. Ek moet luister wanneer daai kerk praat. Hulle het dalk iets te sê vir die lewe. En hoe lyk dit wanneer ek oor moeilike etiese sake as 'n gelowige dink en praat? Wanneer ons praat en worstel oor menswaardigheid en die vrou in die amp en seksualiteit en dis meer, dan help die woorde van die Switserse teoloog Karl Barth my nogal. Daar word vertel aan die hand van hierdie aanhalings van hom wat hy in sy boek The Humanity of God geskryf het. Ek lees eers vir jou die aanhalings. This much is certain, that we have no theological right to set any sort of limits to the loving kindness of God, which has appeared in Jesus Christ. Our theological duty is to see and understand it as being still greater than we had seen before. Dan gaan hy voort. Our duty is not to define exactly who is in or out, but rather to continually expand our understanding of God's grace, recognizing it as vastly greater than we previously imagined. Karl Barth, waarvan vertel word wat op 'n stadium gesê het, as ek dan verkeerd is, en dan korrigeer hy homself dadelik, of kwalifiseer hy dadelik deur te sê, en ek kan inderdaad verkeerd wees. As ek dan verkeerd is,
mag dit aan die kant van die liefde wees. Ek dink ons maak meermale in die kerk die Jesus verhaal, hierdie Jesus interpretasie so 'n bietjie mak. Neem ons die uitnodiging van Jesus waarna ons geluister het in die begin ernstig, gaan kry jy die aanvoeling, dit waaroor hierdie Jesus in gesprek is, kan nie mak gemaak word nie. Hy is hier besig met die kern van die evangelie. Dis nie die liewe Jesus wat maar net daarin belangstel om mense hemel toe te vat nie. Dis nie daai Jesus wat hier aan die woord is nie. Neem ons dit ernstig, dan lyk dit vir my 'n kerk wat aanhou worstel met moeilike kwessies soos menswaardigheid en geregtigheid en rasisme en inklusiwiteit en seksualiteit en noem dit ook al, wat ook al nog. So 'n kerk is by die hart van die evangelie. En hoor ook die klem, worstel daarmee. Nie klinkklaar antwoorde asof dit eenvoudig is nie, maar ten minste sê, ons gaan aanhou, saamstap en worstel na die kant van die liefde. Ek hoef nie vir julle te sê dat die wêreld waarin ons lewe stikkend is nie. Dink jou maar net in wat dit van ons vra om hierdie gebroke wêreld te probeer heel maak. En dit laat my nou onmiddellik dink aan die vraag wat een van haar studente aan die kulturele antropoloog Margaret Mead gevra het. Oor wanneer is die eerste tekens van die beskawing gevind, en die studente het waarskynlik gedink aan antwoorde soos wel potskerwe wat dui op eetgerei of instrumente waarmee hulle beter kon jag of vuur maak of kos maak of watter ander tekens van eerste beskawing 'n mens nou ook al sou kon verwag. En dan antwoord Margaret Mead deur te sê, nee, as jy na al die opgrawings en bewyse kyk, dan dink sy die eerste teken van beskawing is die skelet wat hulle opgegrawe het, waarvan die skelet se die femerbeen, dit was duidelik dat die femer gebreek was in 'n stadium en dat dit genees het. En dan verduidelik sy verder haar standpunt deur te sê, as jy na die natuur kyk, werk dit oorwegend eenvoudig op die harde manier. As 'n bok sy been breek, is dit eintlik maar verby. Sy kan nie meer vlug nie. Sy sukkel om saam met die trop by te hou en om by kos uit te kom en dis eintlik maar klaar. En dieselfde geld vir die roofdiere. As die leeu sy been sou breek, dan kan hy ook nie meer jag nie en hy kan ook nie meer kos kry nie. In plaas daarvan, sê sy, kry ons dan hierdie voorbeeld van iemand wat sy of haar been gebreek het, sleg gebreek het, en toe nie maar gelaat is daar nie, maar versorg is deur ander, nog 'n kans gekry het, en uiteindelik weer herstel het en genees het. En dan skryf sy, helping someone else through difficulties where civilization starts. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. For, indeed, that's all who ever have. Soos hy sê, daai meegevoel, daai regtig omgee, daai omgee dat ander tot hulle reg kom, dit is beskawing. In die taal van Jesus sou ons kon sê, dit is die koninkryk. Dis wanneer mense so leef dat hulle reg laat geskied, dat hulle omgee, dat hulle met integriteit leef. Dat hulle by die hart van die evangelie is, dat dit hulle oriëntasiepunt is. So mag dit wees, dat ons wat in hierdie stikkende wêreld leef, dat ons wel hierdie duidelike antwoord van Jesus ernstig sal neem, en dat ons sal deel wees van die herstel van gemeenskappe. En mag ons as kerk die uitnodiging aanvaar om nooit op te hou worstel nie. Maar dan met die dinge wat volgens Jesus se interpretasie van God se wil die swaarste weeg. En dan op so 'n wyse dat diegene daar buite sal kan ervaar en beleef, dit is alles behalwe beselagtighede.
Dit is immers die hart van die evangelie waarmee hierdie mense besig is. Jy weet mos wat goed is. Die Here vra van jou dat jy sal doen wat reg is. Dat jy regtig sal omgee. En dat jy opreg voor God sal lewe. Dit is gelyktydig so eenvoudig en so uitdagend soos dit. Amen. Kom ons gaan dan nou verder en liturgies verbind ons onsself daaraan om hierdie teks wat ons verstaan, wat wil hê dat ons sal besig wees met die hart van die evangelie, om dit te gaan uitlewe. Terwyl ons so sit, gaan ek voort met die liturg, as julle sal inval by die gemeente, en terwyl ons so sit, sluit ons dit dan ook af met 'n lied. God is getrou en regverdig. Daarom vra God van ons om na die skepping om te sien, om alle mense met waardigheid te behandel, om op te staan teen alle forme van onreg en diskriminasie. Ons sal doen wat reg is. God oorlaai ons met ontferming en liefde. Daarom vra God van ons om met liefde en gevoelige harte te leef, om regtig om te gee. Ons sal die liefde leef. God kyk na ons met begrip en geduld. Daarom vra God van ons om met integriteit te lewe voor God. Ons sal leef soos mense wat weet dat ons voor God leef. Amen. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Ons gaan afsluit met 'n laaste lied, lied 514, waar ons bely, Jesus is ons leidsman, lig is sy las, sag is sy juk, hy is die een wat ons laat leef. Daai uitnodiging, dis waar alles begin, alle onderskeiding, alle besluitneming, die lewe self. Kom ons staan. Ontvang die seën van die Here en dan gaan leef jy in sy vrede, sy heelheid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.
Thank you.